In 1 Korintiërs 12 praat God van die gawes van die Heilige Gees. En dit is vir my baie kosbaar, ek is mal oor die gawes van die Heilige Gees. Soos 1 Gees, 9 gawes. 1 Gees, 9 vrug. Nou as ek en jy moet die vrug van die Gees dra, met ander woorde, ek en jy moet die 9 vrug van die Gees kan dra, almal van hulle. Nie een missing en sê nee, maar daai is nie vir my nie, selfbeheersing is nie vir my nie, is vir iemand anders. Nee, liefde is definitief nie vir my nie, is vir iemand anders. Nee, die vrug van die Gees, 1 Gees, daai vrug dra, soos die appelboom dra appels. Appelboom kan nie net sê, gaan net hierdie helfte van my boom dra ek appels, en die kant is nie vir my nie. Nee, alles dra appels. Hy sê aan die een gee die Gees, die bekwaamheid. So aan verskillende mense kan hy verskillende gawes uitdeel, maar is nog steeds een Gees. En ons almal kan aan al die gawes beweeg, want die Gees gee dit. So hy sê een gee die Gees die bekwaamheid om goddelike wysheid te verkondig. Aan die ander gee hy gawes van spesiale kennis of 'n woord van kennis. Nou woord van kennis is wanneer ek by 'n ry staan en dan sê die Here vir my daai vrou se gewrig is seer. Dan kom ek voor en ek sê vir haar, is there something wrong with your wrist? En sy sê, yes, how do you know? Sy sê, God just told me. Dis iets wat ek nie kon weet nie. Aan iemand anders gee hierdie selfde Gees 'n heel besondere geloof. Daar's 'n gift of faith. Dis 'n gawe. Onthou, gawe is 'n geskenk. Dis 'n gift of faith. Ek het 'n gift of faith. Aan nog een gee hy die gawe van genesing. Ek wil net terugkom na gift of faith toe. Die Bybel sê, we've all been given a measure of faith. Hoekom het ons 'n measure nodig? Hy sê, because by grace we have been saved through faith. So jy het 'n measure of faith nodig om gered te kan raak, maar daar's ook 'n gift of faith, wat heeltemal anders opereer as wat die measure of faith doen. Hy sê nog een gee die gawes van genesing, en die ander een die vermoë om wonders te verrig, en aan 'n ander die gawe van profesie. En dan sê hy aan nog een die vermoë om te onderskei tussen geeste, aan iemand anders die gawe van tale praat, en aan nog een die bekwaamheid om tale uit te lê. En dan eindig hy om te sê dit is een en dieselfde Gees wat al hierdie gawes bewerk en wat aan elkeen uitdeel soos hy dit goed vind. Nou tale is iets wat ek met jou wil praat oor vandag. Tale is vir almal. Mense sê nie tale is nie vir almal nie. Tale is vir almal. Hoekom is tale vir almal? Want die Bybel sê, he who prays in the spirit, in die boek van Judas, gaan lees dit, in Judas 1, sê, he who prays in the spirit, builds himself up in the most holy faith. Nou kan mense kwaad raak en omgekrap raak, en nee, maar wat as die tale, nou moet iemand het uitleg, hoor jy, maar hy sê daarso, he who speaks in a tongue, speaks mysteries unto God. Wanneer ek in 'n taal praat, dan spreek ek mysteries unto God. Nou, daar's 'n taal wat ek opkom en ek spreek 'n taal oor 'n mikrofoon en iemand in die gehoor lê die taal uit wanneer die Here wil iets spesifiek gesê. Dan sal 'n taal wat ek praat met iemand in 'n taal, maar hy hoor sy taal in 'n ander land. Daai taal kan ons kry as 'n gawe van 'n taal. Maar hierdie spesifieke ding wat ek met jou wil praat is 'n taal wat jy kan ontvang om met God te kan kommunikeer. Dit is 'n taal wat die Gees van God vir jou gee. Toe ek nou onlangs in die Kaap was, staan ek by 'n NG Kerk. Uitkom stap by die manneoggend daardie oggend. Vra 'n jong man vir my, kan jy vir my bid? Ek wil graag in tale praat. Voor die kerk deur, my hande op hom lê. Vul die Heilige Gees om en begin praat in tale. Tale is vir jou. Tale is vir vandag. Tale is sodat jy met God kan kommunikeer wanneer jy self nie eers verstaan waaroor dit gaan nie. Hy sê ons verstaan nie. The mind becomes unfruitful, sê die skrif. In Engels sê hy so mooi, the mind becomes unfruitful. Jy kan dit gaan Google, soek dit op. Mind becomes unfruitful. We pray in the spirit. We build ourselves up in the most holy faith. Ek word gestig. My taal is nie hier om ander ouens te stig nie. Paulus sê duidelik, wat help dit jy praat in tale? Niemand word gestig hier soos jy in tale praat. As jy profeteer, stig jy mense. Dan gaan jy, ek kan lees in 1 Korintiërs 14. Kom ek lees vir jou wat staan in 1 Korintiërs 14. Nou hoor gou hier, in die Engelse vertaling, die New International sê, follow the way of love and eagerly desire the gifts of the Spirit, especially that you may prophesy. Hoekom? For anyone who speaks in a tongue does not speak to people, but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the same Spirit. Hoor jy wat sê? Hy sê, want almal wat in 'n taal praat nie met mense nie, hy praat met God, niemand verstaan hulle nie. Hulle utter mysteries by the same Spirit. En dan vers 3 sê hy, but the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging and comfort. Wanneer ek en jy profeteer, bou ons almal op, maar wanneer ons in tale praat ons met God. Nou gaan ek vir jou lees in Judas, vers 20. But you, dear friends, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourself in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. We build ourselves up in the most holy faith when you continue praying in the Holy Spirit. Tale is vir jou vandag.
tale kan jy ontvang, en ek wil vandag vir jou bid, dat jy jou taal kan ontvang. As jy daar sit en jy luister, jy wil graag 'n taal ontvang, kan jy hand net op jou maag sit, of op jou hartjies, net waar jy wil. Maak jou oë toe, moenie Afrikaans dinkie, moenie Engels dinkie, moenie dink, dankie Jesus, thank you Jesus, niksie. Sit net, ontvang net wat God nou vir jou wil gee. Wat ook al woord opkom, praat dit, en laat dit uit jou mond uitkom. Die Bybel sê, dit sal so strome van lewende water uit jou binneste uit uitspruit in die ewige lewe in. Vader, ek dankie, in die naam van Jesus, vir elke persoon wat nou hier luister, wat graag 'n taal wil ontvang. Vader, ek het al soveel testimonies gekry van die vorige video wat ons gemaak het, van mense wat tale ontvang het. Ek vra Here, doen dit weer. Net soos hier daai seun en daai jong man gevul het met die Gees, en hom 'n taal gegee het, daai oggend, in die nat, koue Kaap, voor daai NG Kerk se deur in die donker, dat hy taal ontvang het, vra ek Jesus, doen dit in elke persoon wat luister, wat 'n begeerte het, om in tale te kan praat. In Jesus se naam, dat hulle tong sal loskom, dat hulle tale sal ontvang, om 'n mystery te kan praat, om met U te kan kommunikeer. 'n Gawe wat U vir hulle wil gee. In Jesus se naam bid ek.